Hallo julle, ek het nou op die ding gesit toe dit afgebreek, so kan hom nie vasmaak nie, so ek praat nou so. So ek het altyd geglo, ek het groot geraak met die woord, dat die ewige lewe is die wonderlike geskenk, as jy in Jesus glo, Johannes 3 vers 16, dat God het sy enigste gebore seun gestuur, sodat ons die ewige lewe kan kry. So ek het geglo die ewige lewe is wanneer ek eendag doodgaan, is Johannes 3 vers 16. Ek kry die ewige lewe, die grootste geskenk as ek eendag doodgaan, omdat ek in Jesus Christus glo. Maar hierso sê Jesus self, sy gebed in Johannes 17 vers 3, sê hy, die ewige lewe, en dit is die ewige lewe, sodat hulle U kan ken. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Dit is die ewige lewe. Jesus het sy seun gestuur sodat jy God kan ken. Sorry. My vriendin het vir my vertel die vakansie en dit was my die grootste voorreg om dit te hoor en dit was my so joyful om dit te experience. Dat sy het vir my gesê dat dit was nog nooit so nie, maar nou is sy daar na 'n verhouding met God wat sy honger is vir die Here, dat sy haar Bybel wil lees. En jy kan nou dink dis snaaks dat ek emosioneel raak daaroor. Maar die grootste begeerte vir God is om jou te ken, dat jy hom wil ken. Want die Bybel is moeilik en almal gee op die Bybel. Die wêreld het opgegee op die Bybel en die Bybel is die woord van God, dit is God, dit is God, die Bybel self is die Here Jesus, die woord van God. So mense gee op dit, en hulle sê dit is te moeilik, maar Andrie, ek luister all day, luister ek scripture, luister ek teachings, ek worship heel dag. Dis nie wat God is nie, dis diluted woord. Vat jou Bybel, gaan tel op jou Bybel, om 'n honger te kry vir die Here, is om hom te leer ken. Hy openbaar homself aan jou. Jou verhouding begin bou met Jesus deur die woord van Jesus te lees. Deur die Bybel te lees is hoe jy 'n verhouding bou met Jesus. En dit is die ewige lewe. Dit begin nou. Nie eendag nie. Die ewige lewe het jy ontvang toe jy jou hart vir God gegee het. Toe jy jou hart vir Jesus Christus, die Heilige Gees in jou kom woon het, toe ontvang jy die ewige lewe en dit is om hom te leer ken. So jy stap op 'n pad wat God Almagtig jou gemaak het en hy wil jou leer ken. So ek wil jou aanmoedig. Vat die bietjie dissipline wat jy het binne in jou. Die baie dissipline wat jy het vir ander dinge. Ons het so baie dissipline om 'n baie goeie atleet te raak of om 'n gym fanatic te raak, om wat ook al, om te groei in ons werk. Ons het so baie dissipline daarvoor, maar gaan vat daai dissipline en spandeer tyd saam met jou almagtige God. Lees daai stukkie en ek sê Andrie, ek verstaan nie die woord nie. Lees dit weer en lees dit weer en lees dit weer. Tot ChatGPT kan vir jou verduidelik daai een stukkie, maar die almagtige God gaan vir jou die woord openbaar. Maar moenie opgee nie. Dis 'n nuwe woord wat jy leer ken. Dis 'n nuwe Bybel wat jy nou weer leer. So lees dit en die woord gaan vir jou begin sin maak. God gaan dit vir jou openbaar, maar lees dit. Want dit is hoe jy God begin leer ken en dis hoe jou hele lewe begin verander, is deur die woord van Jesus te lees. Die woord is lewendig en active, lees ons in Hebreërs 4 vers 12. The word is living and active. En die woord van Jesus sny nie net deur die geesteswêreld nie, maar deur bone and marrow ook, lees ons in Hebreërs 12. So dit is powerful. The word of God is powerful. So lees dit self. Gaan mediteer op daai stukkie. Al lees jy net een stukkie oor en oor en oor en oor. Laat dit in jou hart inval en laat jy dit verstaan. Die Here sê vir ons in Jeremia 9 vers 23 dat ons kan oor niks boast nie. Ekskuus my verkoue. Ons kan oor niks boast nie, maar wat ons kan oor boast? Jy kan nie boast oor hoe oulik jy is, hoe goed jy in jou werk is, op wat 'n lekker Bora vakansie jy nou was nie, wat ook al die geval nou mag wees. Jy kan oor niks boast, niks nie, nie die mooi klere in jou kas nie, waaroor jy kan boast is. But let him who boast in this, that
He understands and know me. Dat jy verstaan, so jy kan nie net hoor nie, jy moet verstaan. So jy bid die woord deur, jy laat dit val, jy mediteer op een stukkie, en daai stukkie sal vrug dra in jou lewe. So dit is nie net van dit hoor nie, dis verstaan, en moenie net luister na ander mense, hoe hulle praat oor Jesus nie, gaan lees die woord van die Here vir jouself. En jy sal sien hoe die woord wat aktief en lewendig is, in jou lewe gaan begin werk. So my gebed vir jou is, dat jy honger raak, dat jy die Bybel nie kan neersit nie, want om die ewige lewe te hê, waaroor jy kan boast, is to know him. God almagtig wat jou geskaap het, wil jou ken. So gaan lees jou woord. OK. Kyk hoe mooi is hierdie strand. Troop stil. Maar nou ja, julle moet 'n baie geseën. OK, bye.